paar kort verse lees, as u wil 'n boekmerk insit of so lank oopmaak. Die eerste is Kolossense 2, vers 6 en 7, en dan net die volgende brief 1 Tessalonisense 5, vers 16 en 18, gaan ons ook 16 tot 18 saam lees. Ek sal dit weer aankondig, en dan gaan ek amper al hierdie op die skerm wys, so as jy net wil luister ook, is jy welkom. Ek gaan dit uit die 2020 nuwe direkte vertaling lees, Kolossense 2 en 1 Tessalonisense 5, maar kom ons bid eers saam. Here, ons het ons lewens aan U toevertrou, maar dit was nie moeilik nie, want U het ons gered. U het ons gered van die ewige dood en die verderf en vir ons die ewige lewe gegee. U het ons vrygemaak, U het ons vrygekoop met daardie bitter duur prys wat U betaal het. U het al ons skuld weggeneem, deur dit aan die kruis te spyker, het U die skuldbrief vernietig. U het ons in U oorwinningstriomftog saam met U gevat, as oorwinnaars, mede-oorwinnaars, meer as oorwinnaars. Daarom wil ons ook so leef, Here. Ons wil leef vanuit hierdie genade, vanuit hierdie oorwinning, vanuit U verlossing en vanuit wie U is. Here Jesus, dat ons kan bely, ons is in U en U in ons. En ons kry ons volkome nuwe identiteit in U. Leer ons wat beteken dankbaarheid asseblief. Dat ons dit nie net sal verstaan nie, maar dit ook sal uitleef. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Die tema vanoggend is dat dankbaarheid die grond is waarin ons geloof groei. So dink so 'n bietjie daaraan, maar nie te veel nie, want luister nou eers as ons saam lees uit Kolossense 2 vers 6 en 7. Kom ek wys dit sommer nou, dan die wat wil kan hier voor saam lees. Die nuwe direkte vertaling stel dit so: aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Kom ek lees dit net weer. Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. En dan 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 is daar die kort versies. Daar skryf Paulus: wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Die 83 vertaling sê, want dit is wat God van julle verwag in Christus Jesus. Die volgende paar weke gaan ons veral by Paulus leer in 'n verskeidenheid van sy briewe oor wat hy bedoel het as hy geskryf het, ons moet dankbaar wees en ons moet dankbaar leef, want Paulus was nogal lief om daaroor te praat. En die tema gaan ook oor wat Paulus ons leer oor daardie mooi woord wat ons baie keer in die kerk gebruik, maar eintlik is dit op ons hele lewe van toepassing, rentmeesterskap. Nou dit beteken net ter wille van die jonger generasie, beteken dat 'n mens moet kan sê waarvan jy wat jy ontvang het, hoe jy daarvan rekenskap gee. Met ander woorde, jy moet 'n goeie bestuurder wees in 'n finansiële wêreld. Beteken 'n rentmeester, 'n finansiële bestuurder wat goeie beheer uitoefen. En Paulus leer ons ook verskriklik baie, saam met dankbaarheid, gaan dit baie keer hand aan hand, vrygewigheid. Maar is natuurlik nie net hy wat dit sê nie, hy het dit baie mooi
by ons Here Jesus geleer. Nou ons leef mos nou maar in 'n wêreld en in 'n tyd waar mense vinnig kla en stadig dankie sê. Is dit nie waar nie? En partykeer voel ons dit aan ons eie lyf, nê? Ons kry te doen met soveel klagtes by die werk en in die lewe. Ek wil nie sê by die huis nie, want daar in ons huis is niks om oor te kla nie. Die maklikste manier vandag lyk my om te leef is met hierdie tekortmentaliteit. Mense voel altyd hulle het nie genoeg nie, hulle kyk wat hulle nie het nie, eerder as om te fokus op dit waarmee God hulle so ryklik geseën het. Paulus roep ons op tot 'n radikale nuwe leefstyl, om in alle omstandighede dankbaar te leef. Nie omdat dankbaarheid 'n lekker gevoel is nie, maar omdat God goed is. En partykeer nê, dan in die Engels is sulke mooi sê goed, wat 'n mens kan vertaal, maar as jy dit nou lank terug of eerste in Engels gehoor het, of in 'n liedjie geleer het, en dit steek bietjie by jou vas, daar's 'n mooi groet in baie Engelse groepe, waar die een sal sê, God is good all the time, en dan antwoord die ander en all the time, God is good. God is altyd goed, hy is goed, hy is in homself goedheid, hy is goed, maar ons moet onsself gedurig daaraan herinner. Ons leef in 'n wêreld vol uitdagings, vol onsekerhede. Dit is baie maklik om jou fokus te verloor en dan deel te raak van hierdie klaande, morrende tekortmentaliteit. Maar vir 'n kind van die Here, veral wanneer Paulus nou ook hier skryf, ons geloof wat in Christus gewortel is, groei. Dit word nog sterker. Ons is die dankbare mense, veronderstel om te wees. Dankbaarheid moet die merkteken van ons geloof wees. Ons gaan nou 'n bietjie dieper daarop ingaan. Ek persoonlik dink, en dis nou maar net my mening, ek hoop Paulus sou met my saamgestem het as ons koffie kon drink, dat jy jouself nie 'n kind van die Here kan noem as jy nie 'n dankbare lewe leef nie. Want, sê Paulus, dankbaarheid is hoe ons antwoord op al die genade wat God vir ons gee. Ons antwoord, ons weet dit net nie, ons reageer op een of ander manier. As iemand iets vir jou doen ook, dan reageer jy. Dikwels deur dankie te sê of iets terug te doen of gee as jy so voel. Die ander reaksie is om dit nie te doen nie. En dit word dan ondankbaarheid genoem, nê. Nou in Kolossense het hy ons geherinner daaraan dat ons ook nie 'n verskoning het nie, nê. Hy sê ons het die Here Jesus aangeneem. Ons het 'n keuse gehad. Jy kon nee gesê het vir hom daai dag, toe hy jou geroep het, toe hy jou bewus gemaak het in jou hart, in jou binneste en in jou verstand van wat vryspraak beteken, wat redding beteken. En daarom skryf hy vir ons, aangesien julle dan Christus Jesus as julle Here aangeneem het, bly leef in hom. Bly leef in hom. Paulus sê ons is in Christus gewortel. In hom word ons opgebou, die 83 vertaling sê gegrondves. Ons het hierdie diepe verbondenheid met hom, soos 'n plant wat geplant is in die grond, met 'n sterk wortelstelsel, nê. En daarom sê hy vir ons, dankbaarheid is die basis, die grondslag van ons lewe. Dit is hoe ons vir God leef. Maar dis ook 'n bewuste keuse wat ons moet maak. Dit kom nie sommer net van self nie. Ag, onthou, maar sommer uit ons gewone lewe ook, toe ons kleiner was, veral, ek hoop nie dis nou nog so nie, hoeveel keer moes jou ouers nie vir jou sê, gaan sê dankie vir die tande. Gaan sê dankie. Want dit kom nie van nature nie, nê. Ag, ons is dankbaar, ja, ons het mooi harte, maar ons vergeet baie keer om iets daaraan te doen. Die Griekse woord vir dankbaarheid is eucharistia. Nou, ek gaan nou nie daaroor baie sê nie. In sommige Engelse kerke van die ouer formeler kerke word die nagmaal die eucharistie genoem, die dankbaarheid, die dankbaarheidsfees. En in die middel daarvan is ook charis wat gawe beteken.
wat God vir ons gegee het, nee, dit impliseer 'n diepe dankbaarheid oor al die gawes wat God vir jou gegee het. Die eerste is die ewige lewe en daarmee saam 'n klomp ander gawes ook. Nou, te veel mense dink dankbaarheid en hulle leef dalk so, is net hierdie vinnige emosie, jy weet, ek voel dankbaar, maar nee, Paulus sê, dit moet 'n diepe bewussyn by ons wees, 'n wete en 'n standvastige ingesteldheid wat 'n reaksie by ons na vore bring vir die onverdiende genade. Veral as ons besef die genade wat God vir ons gegee het is uit en uit onverdiend. Hoe genaamd verdien ons nie daar enige iets van nie. Dan begin ons fokus so 'n bietjie regkom. Wanneer jy kies om dankbaar te wees, maar Paulus sê om dit nie net te wees en te voel en te sê nie, dit moet ons lewenstyl, ons lewenswandel wees. En weet julle wat, ons word getoets. God het ons nie op die aarde gesit om mekaar te toets nie, maar ons word getoets. Mense het 'n ingesteldheid teenoor dankbare mense. Ek kom baie beter met hulle oor die weg, nee, julle ook, as met ondankbare mense. In 1 Tessalonisense 5 het hy vir ons hierdie kragtige uitsprake gegee, wat sulke kort en kragtig, wees altyd bly. Wees altyd bly. En jy kan jouself nou maar net afvra, is jy een van daai mense wat altyd bly is? Wees altyd bly, sê Paulus. Bid sonder ophou. Daaroor kan ons ook 'n hele paar weke saam dink, om vir mekaar te sê, wat beteken dit om sonder ophou te bid? Nie te vra nie, want bid is baie meer as vra, nee. En dan sê hy in vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir jou, om in alle omstandighede dankbaar te wees. Die boodskapvertaling, parafrase staan dit so, wees altyd vol blydskap, praat met die Here elke keer as jy die kans het, moet nooit moeg word om te bid nie, hy hoor. En dan oor dankbaarheid skryf hulle, wees heeltyd dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur, dan stap julle op die pad wat God vir julle beplan het, toe julle in Christus Jesus begin glo het. Wees heeltyd dankbaar. Ons word nie opgeroep deur Paulus om dankbaar te wees vir seëninge, vir goed wat ons kry, vir wanneer dit goed gaan met ons nie. Hy sê in alle omstandighede. Nou, omstandighede is ekstern. Dis buite ons het nie beheer daaroor nie. En dis baie keer nie goed nie. Min mense gaan deur die lewe met konstante goeie omstandighede. Omstandighede is dikwels maar die goed wat ons plooie en gryshare gee. En dis hoekom Paulus die gemeente moet herinner, wees in alle omstandighede dankbaar. Dit moet jou leefstyl wees, nie net iets wat jy so af en toe doen nie. Baie mense sal sê, ja maar, meneer die Here ken my hart, hy weet ek is dankbaar. Ek het selfs iemand een keer hoor sê, hulle bid nie by die ete nie, want God weet hulle is dankbaar vir die kos. Paulus sê ons moet in alle omstandighede dankbaar leef. Nou as ek jou net so 'n bietjie in jou gedagtes kan terugvat na Matteus 25, toe daar die mooi gedeelte waar Jesus oor die koninkryk praat, en dan staan daar onder andere, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Daar staan nie, ek was honger en toe kom ek op 'n klomp mense af met 'n dankbare gesindheid. Hy sê, julle het iets gedoen. Julle het my iets gegee toe ek honger was. Paulus sê, dit is God se wil vir ons, 'n dankbare leefstyl, nie 'n dankbare gesindheid nie. Natuurlik moet ons die gesindheid ook hê, maar te midde van ons swaar kry, of verlies, of onsekerheid, kan ons kies om dankbaar te wees. Ek hou niks van begrafnisse, en selfs hulle noem dit mooi, ek hou daarvan as mense dit 'n lewensviering noem, maar die enigste wat vir my altyd positief is daarvan, is wanneer die mense in hulle huldeblyke dankbaar is. Ten spyte van die reuse verlies wat hulle nou net besig is om deur te gaan. Hierdie reuse
leemte wat deur hierdie persoon se heen gaan nagelaat is, dan hoor jy in die huldeblyke die dankbaarheid. Die dankbaarheid teenoor God. Dis al wat vir my dan kans laat sien om die volgende keer weer ja te sê as iemand my vra vir so 'n diens. Paulus sê om te midde van swaar kry, groot verlies of groot onsekerheid, om steeds te kies om dankbaar te wees. Kom ek herinner julle net aan nog 'n gedeelte, bekende gedeelte, 'n vriend van ons in die Bybel, ons goeie ou vriend Job. Ek gaan nie vir julle sy storie vertel nie, julle ken dit baie goed. Daar's vrae daaroor of was dit nou regtig feitelik so? Dit is nie belangrik nie. Ek dink dit was dalk erger as wat daar staan, want net byvoorbeeld die getal 10 in die Bybel sê dit was baie groot, was so vol ronde. So as daar staan, hy het 10 kinders gehad, het hy dalk meer gehad, want maar hulle is almal dood. Nou ja, julle ken daardie hartseer verhaal, alles wat met hom gebeur het. Dan staan daar in Job 1 vers 22, onder alles het Job nie gesondig of God verwyd nie. Maar dan raak dit nog erger. In hoofstuk 2 staan daar van vers 7 af toe, word hy nog met pynlike swere ook getref, van sy kop tot sy tone. En Job het op 'n ashoop gaan sit en het hom met 'n potskerf geskraap, en toe kom sy dierbare vrou by hom, want sy kry hom bitter jammer, en sy sê vir hom, bly jy nog steeds so vroom, vervloek liewer God dat jy kan sterf. Dis 'n uitkoms, nê? Maar Job antwoord haar, hy sê vir haar, nee, jy praat nou soos iemand sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. En dan staan daar, en onder alles het Job met geen woord gesondig. Ek dink om te kla is sonde. Ek dink regtig om te kla is sonde. Maar 'n dankbare mens straal lig uit, nê. Dankbare mense helder sommer jou lewe ook 'n bietjie op. As jy op iemand afkom wat nie sommer net dankbaar is. En dit is hoekom ons kan lees van 'n man, 2 manne, Paulus en Silas, wat in die middel van die nag in die tronk sit en lofliedere sing. Hulle het seker Job gelees, nê. Hulle het besef, selfs al verander die situasie nie, God bly dieselfde. God is goed. God is genadig. God is liefde, en dit is genoeg rede vir ons om dankbaar te wees. Dit moet my en jou leefstyl wees. En dan sê Paulus vir ons, dankbaarheid het gevolge, dat dit dra vrugte. Dit groei in hierdie grond. Dis die grond waarin ons geloof groei, sê hy. So die geloof voed deur die wortels vir ons wortels, die dankbaarheid wat sigbaar moet wees vir ander mense. Paulus sê dit lei tot standvastigheid. In vers 7 het hy gesê, in Christus is julle gewortel en op hom gebou, versterk in die geloof. Dis mos standvastigheid, nê. En hierdie standvastigheid bring blydskap. Al moet hy ons herinner in 1 Tessalonisense 5 vers 16 waar hy sê, wees altyd bly, leef altyd bly, maak nie saak van ons omstandighede nie, broers en susters, en julle ken my nou mos ook al. Ek sê nie dis maklik nie. Ek sê nie ja, daar's mense wat nie regtig swaar kry nie. Ons almal het moeilike omstandighede. Maar Paulus het dit ook gehad. En sy gemeentes vir wie hy geskryf het dit ook gehad. Hy herinner ons daaraan in ander briewe soos Efesiërs, onthou jy's nou deel van God se huisgesin, sê hy in Efesiërs 2 vers 19. In Efesiërs 3 vers 6 sê hy dit nog sterker, hy sê julle is in God, het julle in Jesus se liggaam ingevoeg. Julle ken 1 Korintiërs 12 en Romeine 12 ook, hoe dat ons 'n liggaamsdeel is. Ons is so vas, ons is deel van die liggaam van Christus. Ons kan nie sê ja, maar jy weet, ek is maar daar een kant en kyk net hoe swaar kry ek. En daarom weet ons ook dat Paulus met daardie hele liggaamsmetafoor, ek gaan nou nie daaroor baie sê nie, vir ons sê ons help mekaar ook, nê?
As een lid lei, sê in 1 Korintiërs 12, dan lei al die lede saam. Hy sê, wees bly saam met die wat bly is. Blydskap is aansteeklik, nee. Ek is altyd, dit aan die slim mense noem het spieelneurone, maar dis meer as dit. Ek dink is ons harte en die gees wat met ons saamwerk. Wanneer jy by iemand kom en hulle lag en hulle getuig en van dankbaarheid en partykeer in moeilike omstandighede, dan kan jy nie anders nie as om so 'n bietjie van daai dankbaarheid ook vir jouself aan te neem nie. Om dankbaar te wees beteken net om bewus te wees konstant van wie God is. God is good all the time. God is altyd goed. En dan laat groei hy hierdie dankbaarheid in ons. Paulus sê ons geloof groei ook. Julle ken daardie teks in Romeine 5 waar hy sê swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof. En dan sê Paulus net ons dankbaarheid moet sigbaar wees. Ons het verlede week gehoor van die vrugte waaraan die bome geken word. En nou sê Paulus dit ook vir ons. Hy sê dankbaarheid is nie net 'n gevoel nie. Dit is nie eers net 'n gesindheid nie. Dit is 'n leefstyl. So ek en jy moet vandag opnuut weer kies. As ek nou 'n bietjie by die Hebreërskrywer kan gaan leun, terwyl daar nog 'n vandag is, kies om dankbaar te leef. Moenie deel wees van die klaande, morrende, sukkelende gemeenskap wat gefokus is op swaar kry en nie op God nie. Kies om dankbaar te wees. 'n Diepe waardering vir God, vir wie hy is en vir sy genade, 'n onwrikbare vertroue in hom en sy voorsiening, en 'n vreugdevolle, dankbare uitleef in die liggaam van Christus. Kom ek en jy wees daai twee wat sing in die nag in die tronk. Kom ons laat ons blydskap bietjie hoorbaar en sigbaar word. Daar staan in Handelinge, staan daar, en die ander gevangenes het geluister. Laat jou dankbaarheid so wees dat dit mense se aandag sal vang. Dank daar nog 'n vandag is, kies om dankbaar te leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Paulus wat ons sommer so gereeld daaraan herinner as ons vergeet, as ons fokus verloor, as ons nie aan U dink vir wie U is nie, maar ons blind staar teen wat ons nie het nie, en hoe dit met ons gaan en wat ons omstandighede is. Dankie dat Paulus dit mag gedoen het, ten spyte van sy moeilike omstandighede, altyd op U en U goedheid gefokus het. Help ons ook terwyl daar nog, solank daar nog 'n vandag is, om dan weer te kies, om met blydskap en dankbaarheid te leef, tot eer van U naam. Amen.